your King is he. Who is he? There comes the raging sea. Who is he? Ek is so bly dat u ingeskakel het met hierdie program. Die program se naam is eintlik vir my so ironies. Nou, die program se naam is Jesus Christus bevry jou siel. As 'n mens nou dink aan die idee dat 'n siel bevry moet word, beteken dit heel moontlik was die siel in gevangenskap gewees. En as dit 'n siel is wat in gevangenskap is, dan is dit natuurlik jou denke en jou verbeelding en die bron van jou kennis. Dan is dit ook moontlik dat in daardie areas daar nie waarhede was. Of kom ons sê dit sommer reguit, leuns, dwalinge. En dis waaroor ek nou wil handel. Ek het verlede week begin en ons het hierdie skrif in Deuteronomium 4 vers 19 en 20 gelees en ek het gepraat rondom die idee dat daar 'n week of wat terug, 2 weke terug, was daar bekendmaking in Amerika en ek vermoed dieselfde het plaasgevind in ander eerste wêreld lande, dat die regering goedkeuring gegee het dat die pastore beroep moet word, sodat aan hulle bekendmaking oorgedra kon word dat vliegende pierings, UFO's, UAPs, unidentified aerial phenomena, unidentified submersible phenomena, unidentified non-terrestrial vehicles, dat hierdie goed en volgens die sekulêre taal wat die mense in hierdie metafisiese studies aan ons wil voorstel, aliens. Maar ons weet natuurlijk is die aliens nie. Ons gaan met hierdie program die identiteit van hierdie besigheid bekend maak. Ek het ook verlede week verklik iets wat ek alreeds in 2017 en 2018 bekend gemaak het, dat die Vaticaan 'n aanstelling gekry het en goedkeuring van die Verenigde Nasies, dat hulle die planeetse departement van planetêre en buiteruimte doen en later, soos ons natuurlijk ons departement van buitelandse sake het, as 'n nasionale land met grense, is daar nou iets soos dit op 'n planetêre skaal, en dit is om die interaksies en die kommunikasie met dit wat op die aarde te neergebring gaan word, of alreeds te neergebring is, om dit om daarmee te kan kommunikeer en kontak te hê. So ek het gesê, dit is die dwaling, dit vorm deel van die leuen, waarteen die Here ons gewaarsku het. Hy het gesê, pas op, dat niemand julle verlei, of in 'n dwaling, of in 'n leuen vasvang nie. En daar is 'n hele verskeie fases van hoe die leuen te neergebring word. Een daarvan is dit wat ons verlede week gedoen het. Kom ons bid saam. Vader, ons vra vir die seëning. Vra vir 'n salwing. Ons vra ook, Here, vir 'n bekragtiging deur die Heilige Gees om hierdie waarhede te bewerk en om hierdie skrif te kan verstaan en te sien, en dan ook om ander te motiveer om bewus te wees van dit wat nou plaasvind. Here, ons wil vroegtydig alreeds sê, daar is geen ander redding of heil of saligheid behalwe dit wat Jesus Christus verskaf het deur sy kruisdood, sy moeitevolle lyde, sy smarte, die bloedstorting tot die oomblik van sy dood, wat hy sy gees opgeoffer het, en toe hy in die graf belê is, en die doderyk ingeval. Daar is geen ander redding, behalwe die redding wat beskryf word in die evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, wat die apostel Paulus aan ons bekend maak, wat die apostel Lukas
neergepen het, wat Petrus van gepraat het, wat Johannes bekend gemaak het. Vader, ons dankie vir die waarheid. Ons het 'n groot liefde vir die waarheid, Vader. En ons verklaar hier die liefde vir die waarheid, sodat hierdie waarheid ons kan red. Dankie, Vader, in Jesus naam bid ek. Amen en amen. Nou ja, volk van die Here, ek weet nou regtig, ek het regtig 'n verwagting dat u vir my terugvoering moet gee. So pas op nou vir die nommer wat verskyn op die skerm. Skryf hy nommer neer, praat met my. Ek wil weet dat dit 'n impak maak. Ek wil weet dat ek mense bereik. En as u wil sê, jy praat iets wat nie reg is nie, dan gaan ek u verwys om self die studies te doen. Want dit is onvermydelik nou. Dit is onvermydelik. Gaan kyk op YouTube, gaan kyk op Reddit, gaan kyk op al die verskillende platforms waar mense nou hulle self bekend maak, want ons is mos nou nie meer 'n volk wat koerante lees nie. Koerante is mos nou 'n ding van die verlede. Maar ons het 'n manier wat die kennis gedeel word, en ek het vroegtydig gewaarsku van hierdie geslote siklus algoritmes van gewoontes, waarin 'n mens gegroepeer word, en dan daar word jy uitgesluit van ander inligting en ander kennis, want volgens jou belangstellinge en volgens jou soek, wat bepaal word op hierdie platforms, soos hierdie selfone en hierdie tablette en hierdie internet goed wat ons met ons rekenaars doen, daar word jy gelees, jy word gestudeer. Daar is alreeds, en ek het dit bekend gemaak in 2015 en 2017, ek het aan die bekend gemaak in 2013, is daar 'n konferensie inhoud van my, ek het gepraat van wat hulle noem sentient world simulation. En daar is nog 'n bewoording vir dieselfde idee, dit is die twin earth simulation. Met ander woorde, in die kuberruimte, in kunsmatige intelligensie, deur die gebruik van rekenaars wat eksponensiële geheue vermoë het, soos hierdie kwantum rekenaars, is daar 'n kunsmatige, is 'n artificial, it's a simulation, it's a simulasie, van die aarde, van die kontinente, van die lande, van die bevolking van die mense, en elke persoon op die aarde. Daar is nie 'n persoon, is amper nou onmoontlik dat jy onder die radar kan wees en nie in die stelsel bekend is nie. Daar word jy verteenwoordig. You are being represented as a node. 'n punt en alles omtrent jou geldwese, jou mediese inligting, jou belangstelling, wat jy doen, wie jy is, waar jy beweeg, alles van jou word, you are being copied, you are being simulated. And all of it is being done so that out of a process of behavioral prediction, met ander woorde, hulle kan jou gewoontes voorspel, omdat hulle jou so studeer. Jy sit jou location aan, jou lokasie, waar ook al jy nou, of jy doen 'n search, om na 'n sekere plek te gaan, jy Google Map, en nou moet jy sê waar jy is, nou tel die satelliet op en sê, binne in 1 meter is jy nou in hierdie plek, en jy wil nou daar wees. Nou op daai manier weet hulle presies hoe en wat se beweegruimte jy het. En dan is daar sekere patrone omtrent jou bewegings, dat hulle kan voor die tyd voorspel, met 'n baie goeie akkurasie, met 'n close accuracy, predicting exactly where you're going to be, what kind of money you spend, where you get your money from, so we are well known, we are known, and in this sentient world simulation, and this twin earth simulation, on computer, you are a node. Nou, ek noem hierdie dinge vir jou, omdat ek wil nou aan u bekend maak, wie en wat hierdie wesens is, waarvan die pastore nou
2-3 weke terug in 'n bekendmakingsvergadering gevra was, dat hulle geloofsgemeenskappe moet inlig en voorberei vir die uitdagende skok van hierdie nie-menslike wesens, non-human intelligence, non-human biologics, nie-menslike biologika, dat hulle verskyning maak nou, daar's van hulle wat al reeds vir 'n geruime tyd al interaksies gehad het met relevante instituute, relevante departemente, relevante regeringsleiers. En die bekendmaking is dat volgens hulle voorskrif, hierdie wesens, hulle is ons skeppers, die skeppers van die mensdom. So dis die groot leen. So wie is hulle? Wie is hulle en hoe kan ons hierdie saak verstaan? Ons Christen geloofoortuiging het al baie uitdagings deurgemaak. Van hierdie uitdagings het gekom soos geweldige aardbewings en uit hierdie uitdagings was daar nagevolge wat gelei het tot sekteriaanse groepe en cultgroepe, cult groups. Daar's van hulle wat ons waarhede gevat het en dit met what's the word? The English word is a wrecking ball. They tried to destroy the foundation of the word of God, the scriptures, with a wrecking ball and started suggesting other views and ideas. Ons aanvaar dit nie. Ons is nou in 'n gevegstryd vir die waarheid, want die waarheid maak vry en red. So ons moet mooi verstaan waarmee ons te doen het, wanneer regeringsleiers en baie invloedryke mense wat instituute bestuur, wat navorsing doen met betrekking tot vooruitstrevende tegnologiese ontwikkelinge, dat ons nie, selfs al is hulle slimmer as ons, al is hulle slimmer as ons, al is hulle sterker as ons, al is hulle meer invloedryk en ryker as ons aanvaar nie hierdie proposisie nie, omdat God die moeite ingespan het om 'n belegging te maak van openbaring, sodat ons kan verstaan met wie en wat ons te doen het. So, mense sê net los en bandig, dis 'n klomp demone en dis 'n klomp gevalle engele. Ja en nee. Ja en nee. So ons moet die saak mooi verstaan. Die eerste keer wat ons besef dat daar intelligensies in die aarde is en was, wat uitdagend kan wees vir die mensdom, is natuurlik in die opsomming van die rekord van Adam en Eva in die tyd van Eden, toe daar vir ons bekend gemaak was, dat die Satan die vorm aangeneem het van 'n slang. En wat se slang kommunikasie gehad het met Eva, wat van so aard was, dat ons eerste moeder Eva verlei was. She was deceived, and you and I must completely understand and accept the fact that the Bible tells us Eve was not dumb. She was a very clever, very smart, very intelligent woman. Maar sy was nie opgewasse vir die manier en die slinksheid en die leuen wat aan haar verkoop was nie. Sy was verlei gewees. Sy het die leuen geglo. En as gevolg van dit, het die mens in 'n verganklike toestand agteruit gegaan. Want die mens was oorspronklik ontwerp om permanent onverganklik te wees. Maar daar was die moontlikheid om die onverganklikheid in 'n verganklike toestand te bring, omdat die mens dus onder die natuurwet, onder die wet van sonde wat lei tot dood gedwing was. Want die mens het aanvaar wat die leuen was. Dis die eerste keer wat ons nie menslike intelligensie teekom, nie menslike biologika teekom, nie menslike wesens teekom wat so slim of slimmer as ons was. Right? En natuurlik met motiewe wat skade
bereken het teen ons, skade ontwerp het teen ons, skade aan ons oorgedraai het. Die tweede keer wat ons hierdie saak teekom is in Genesis 6, waar aan ons bekend gemaak word, dat die seuns van God in die Hebreëse bewoording is, die Benai ha Elohim, Benai means the sons of, seuns van God. En hierdie seuns van God is nie menslik gewees nie. En hulle het die mens bespier en gesien dat die mense dogters het. So, dogters is vroulike menswese. Maar die dogters was baie mooi gewees. Maar daar was nog 'n motief agter die bespiering van die mooi dogters van die mens. En dit was omdat die Satan 'n probleem gehad het met die feit dat die mens in die ewebeeld en die gelykenis van God geskape was. En dit wou teestry. So, hierdie Benai ha Elohim, seuns van God, het menslike vrouens gevat en met hulle omgang gehad, intiem verkeer en kinders was gebaar en die kinders wat daar het gebore was, is genoem die gevalles. Die Engelse woord is the Nephilim, hulle wat geval het. En God het hierdie saak geoordeel. En daardie seuns van God, hulle was 200 in getal gewees, en nog sê vir ons, hulle was gearresteer gewees. Maar na 'n 500 jaar verloop, eers is hulle gearresteer. En hulle kinders, wie 2/3 DNA van die gevalle engele gehad het, en 1/3 DNA van die menslike bydra, was toe konings in die aarde gewees. En die tyd wat verduur het, wat hulle self in die aarde kon verset en vestig, was 500 jaar lang. Dit het later gelei tot 'n oordeel oor die hele aarde, omdat hulle teenwoordigheid in die aarde het 'n korrupsie en 'n bedorwenheid veroorsaak. En God se oordeel oor die aarde was dus die groot sondevloed. En in en deur die sondevloed is 'n voorvloed beskawing wat moontlik getel het in die honderde miljoen mense. Honderde miljoen mense het gedood, waaruit slegs 8 mense dit oorleef het. En daardie 8 mense was Noag en sy vrou, want Noag was 600 jaar oud gewees en sy vrou was by daai tyd 700 jaar oud gewees. Sy seuns was om en by 100 jaar oud gewees en die seuns met hulle vrouens, Jafet en sy vrou, Shem en sy vrou, Ham en sy vrou, hierdie 8 mense het die vloed oorleef en sou die bron wees om die aarde te kon herbevolk. The repopulating of the earth took place out of these 8 men. Maar die Bybel vertel ons 'n saak wat inligting aan ons oorgedra word deur Moses, en ek wil daardie inligting aan ons oordra. Ek wil dit nou aan u bekend maak, en ek gaan nou lees uit die boek van Deuteronomium 32 vers 8, want nou gaan ons nou weer nie menslike biologika, nie menslike wesens, nie menslike entiteite, intelligensies ontmoet, wat nie hulle is wat in Genesis 6 was nie, ook nie deel is, of ook nie ingetel was met die entiteit wat in Genesis 3 was nie. So in Genesis 3 is die Satan in die slang, en Genesis 6 is die 200 gevalle engele op Mount Hermon, maar hulle is net voor die sondevloed, op die einde van die 500 jaar so, hulle neerdaal om aarde toe te kom, is om en by die jaar 600 na Adam, in die dae van Jared, is hulle neerdaal, en hulle tyd op die aarde is 500 jaar. So, dis in die jaar
1100 wat hierdie gevalle engele gearresteer was, en dis van hulle waarvan gepraat word in die boek van Petrus en in die boek van Juda, waar die Bybel vir ons sê, en daardie engele wat nie hulle oorspronklike verantwoordelikhede gehou het nie, maar dit wat aan hulle gegee was om te bestuur, het hulle nagelaat om in die aarde in te vaar en in die aarde sonde te pleeg. Hulle was gevangene geneem en geboei met ewige kettinge, en in die diepste gedeelte van die aarde was hulle in 'n gevangenskap gehou tot die dag van hulle oordeel. Dit geskied om en by die jaar 1100 na Adam. Maar in die jaar 1658 is die bedorwenheid wat hierdie interaksies in die aarde veroorsaak het, is die bedorwenheid ook geoordeel en die sondevloed van Noag vind plaas. En hierdie sondevloed van Noag lei toe tot die redding van Noag en sy familie, en Noag en sy familie na die vloed kon weer gebruik word deur God om die aarde te bevolk. Maar kort daarna, binne in 'n 300 jaar periode, is daar weer sonde in die aarde, en op die voorpunt van hierdie sonde is daar 'n rebellie teen God se regeer wat bestuur word deur Nimrod. En Nimrod sou 'n toring bou wat volgens hulle ambisie tot binne in die hemel sou bereik, met hierdie einddoel om God aan te val, om God van sy troon te onteien en om God te kan dood. En toe die verslag voor God gestel was, sou daar 'n opsomming kom na 'n vergadering wat God sou het met nog engele om hierdie probleem op te los. Nou, die tyd het nou so vinnig uitgeloop dat ek sekerlik die res van hierdie inhoud volgende week eers sal kan oordra, behalwe om aan u te sê, ek gaan bekend maak wie en wat hierdie is waarvan nou gepraat word in die media. Hierdie is waaroor die pastore gewaarsku was, dat hulle nou hulle geloofsgemeentes moet gaan inlig en voorberei, want hulle gaan nou kom en hulle self in die publiek bekend maak, en hulle vaartuie gaan verskyn oor al die hoofstede van die wêreldse lande, sodat daar gesien kan word dat hierdie massiewe ongeïdentifiseerde vleiende voorwerpe, so groot soos 'n dorp, massieve vleiende goed, wanneer dit bekend gemaak word aan die aarde, wil die voorstel aan ons, wat hulle wil oordra is, dat hulle is diegene wie die mense geskaap het, wat alleen is, want ons weet, ons ontwerp is volgens die ewebeeld en die gelykenis van God homself. En die maatstaf en die standaard wat ons meet, is dieselfde standaard en maatstaf wat God meet, en dit is die wet van God. It is what we call the code of conduct, of the set of rules that governs God. En dit begin met erkenning dat God alleen is God. En dan praat dit van die morele en die etiese waardes wat belê is binne 'n mens, wat behoue moet wees, sodat ons goedkeuring van geregtigheid mag werf. Nou natuurlik in Jesus Christus is hierdie goedkeuring wat geregtigheid vir ons werf, aan ons voorsien deur Christus Jesus as 'n gawe, as 'n present. Want die Bybel sê vir ons, nou is Christus die eindpunt van die wet tot geregtigheid vir diegene wat glo. So wat die wet wat God meet in ons wou sien, gee Christus vir ons, hy dra dit oor aan ons as 'n gawe. En dit is die bewys dat diegene wat nou wil voorstel dat hulle ons skeppers is, hulle het ons gemaak, ons is mutasies en
ingenieurskap op 'n DNA vlak van hulle hande. Dis 'n groot leuen. Dis 'n groot leuen. En die uitdaging wat hulle bring om die wêreld teologies, die Christen wêreld teologies omver te werp, dit het ons die vermoë om teen te stry. En wanneer ons ook al interaksies het met hierdie goed, en dit is al reeds op rekord, dat persone wat deur UFO's en aliens gekonfronteer was, daar is mense wat praat van die feit dat hulle gekaap was en na hierdie vreemde vleiende voorwerpe se vaartuie geneem was en hulle was op geëksperimenteer en hulle was ook seksueel aangerand gewees. Maar daar is diegene wat bely en sê, hulle was Christen gelowiges en wanneer hulle vermaan het in die naam van Jesus Christus, swyg. In the name of Jesus Christ, I rebuke you. Dan het hier die aliens net verdwyn en hulle was nagelaat en losgelaat sonder enige skade. So ons weet, daar is iets omtrent die gesag en die bemagtiging wat die naam van Jesus Christus en die krag van die evangelie aan ons verleen. Ek weet my tyd het so vinnig uitgeloop en ek is nie eens naby die skrif wat ek met u wou gedeel het nie. So volgende week sal ek hom moet voortsit en dan sal ek bekend maak presies wie en wat hulle is. Kom ons eindig af in gebed. Here Jesus, ons kom na u toe om baie dankie te sê dat u ons ingevoeg het, u het ons geroep en ingelyf met diegene wie ingelig moet word, net soos u oorspronklik gemaak het om met die eie disippels meer inligting, meer opvoeding, meer kennis, meer wysheid met hulle te deel en nie met die skares nie, so het u ook met ons nou hierdie inligting gedeel en ons dankie daarvoor en ons vra Here, hou ons. Hou ons van hierdie uur van verleiding, hou ons van die leuen, help ons Here om sterk te wees en om daarop aan te dring dat u woord is waarheid. Ons gee erkenning aan u Here Jesus en ons vra dat u ons sal onthou en dat die engele met ons sal wees. Dankie Vader, in die wonderlike naam van Jesus bid ek. Amen en amen. Who is he? Who is he? Who is he? Who is he? Who is he now? Who is he? Who is he? Who is he?